Welkom by Koffie en Kwadrate. Nou, analitiese meetkunde is eintlik net Google Maps, maar sonder die stem wat sê, draai links oor 300 meter. So, as iemand ooit vir jou vra waar jy is, antwoord net 3,5. Dis tegnies korrek as jy op 'n kartesiese vlak woon. Nou, in ons vorige les het ons bietjie geleer oor die gradiënt en wat die stelheid van 'n lyn beteken. Vandag in les 5 vind ons die gradiënt vanaf 2 punte. So aan die einde van hierdie les behoort jy die gradiëntformule te kan gebruik en om goed te ken en die verskil tussen twee koördinate te bepaal, gradiënte met breuke te kan vereenvoudig en eksamenstelvrae oor gradiënte te kan oplos. Kom ons doen gou eers 'n klein bietjie hersiening. So, wat is 'n gradiënt? 'n Gradiënt wys vir ons in die eerste plek hoeveel beweeg 'n lyn op wanneer dit een eenheid na regs beweeg. Alright, so ons weet al teen die tyd, dit is m, die verandering in y, daai driehoekie beteken verandering, oor die verandering in x, of ook y2 minus y1 en x2 minus x1. Jy moet konsekwent werk. As jy y2 eerste sit, dan moet x2 ook eerste kom. As jy y1 eerste sit, dan moet x1 eerste kom. Alright? Onthou, y is bo en x is onder. Nou, die 4 stappe vir elke vraag. Wanneer jy 2 punte kry, sê nou maar, ons vat 'n ander kleur, A, x1, y1 en B, x2 en y2, dan doen jy altyd die eerste stap. Dit is skryf die formule neer. Skryf hierdie neer vir jouself, okay? So, dan vervang jy die waardes, dis stap 2. En dan stap 3 is, werk die teller en noemer apart uit, right? So, hierso. Hier is jou teller, hier is jou noemer. Jy werk hulle apart uit. Dan stap 4 is net eenvoudig om te vereenvoudig. Alright, kom ons vat 'n voorbeeld van 'n positiewe gradiënt. Sê nou maar ons het A is 2 en 5, 5, en B is 6 en 13. Alright, stap 1, skryf jou formule uit. So dis M is y2 minus y1 oor x2 minus x1. Dan stap 2 is mos, kom ons beweeg so 'n klein bietjie op. Stap 2 is mos, vervang hulle in. So M is daarom 13 minus 5. Sien julle, ek het hierdie 13 eerste gesit en toe die 5. So daarom moet ons die 6 onder eerste sit, minus 2. Dan vereenvoudig jy dit, okay? Of eintlik jy, nie vereenvoudig nie, jy werk eers die teller en die noemer apart uit, so jy kan dit in een stap doen, maar as jy bekommerd voel, dan sê jy net, wag, los met daai eers, jy sê 13 minus 5 is 8 en 6 minus 2 is 4, en daarom kan jy dit nou op mekaar sit, en jy sê M is 8 oor 4, daarom is jou gradiënt 2. En daar is jou som uitgewerk. So dit beteken die lyn styg 2 eenhede vir elke eenheid wat dit regs beweeg. Nou kan ons nog 'n voorbeeld vat. Kom ons maak hom rooi. So jy het 'n negatiewe gradiënt, okay? So ons probeer nou die gradiënte bepaal tussen C, 3 en 8 en D, 7 en 2. Okay, so die formule, jy skryf dit neer. Jou M is jou verandering in y oor jou verandering in x. Okay, dan vervang jy dit in.
So m is 2 minus 8. So ek vat eers hierdie 2 en dan die 8. Daarom moet ons 7 hierbo, moet ons by x eerste insit. Dan kan ons minus 3 sê. Okay, en dit gee vir ons 'n negatiewe helling. Minus 3 op 2. As jy hom nou mooi vereenvoudig. Ja, jy sê gesê het minus 6 op 4. Nou, vereenvoudig hom na minus 3 op 2. Daarom is die gradiënt negatief. So ons weet nou die lyn daal. Hy lyk so. Nou, wat doen ons wanneer ons punte het wat negatiewe waardes het? Kom ons beweeg soontoe. Kry 'n bietjie spasie. Alright. Wanneer ons negatiewe punte kry, dan moet jy seker maak jy stel dit reg in. Want in ons formule het ons klaar minusse. Ons het 'n minus tussen y1 en y2 en 'n minus tussen x1 en x2. So, kom ons gee 'n voorbeeld. Sê nou maar jy het a minus 4 en 6 en jy het b 2 en minus 3. Alright, so ons vat ons formule. M, of die gradiënt, is verandering in y oor verandering in x. Nou vervang ons dit in, en ons sê dit is minus 3, minus 6, en dan het ons 2 minus, en sien julle hier, ons het 'n minus 4, so dit word hakkie, minus 4 hakkie. Alright, so ons werk het geuit, ons kry minus negatief 9 bo, ekskuus, ek sê dit nou dubbeld, is maar net negatief 9 bo en positiewe 6 onder, want 2, hierdie 2 negatiewe waardes maak mos dat dit 'n pluswaarde is. Ek dink julle sal in een van my vorige video's gesien het hoe om 'n negatief en 'n negatief bymekaar te maal of 'n negatief en 'n negatief te deel en dan kry jy 'n positiewe waarde. Alright. So ons kan dit ook vereenvoudig na minus 3 op 2. Reg. Dan het ons 'n spesiale geval. Okay. Nou dit is wanneer jy miskien dieselfde y-waarde het. Okay, so sê nou maar jy het a 2 en 5. Ek skryf lelik, maar hierdie pen en hierdie ou iPad doen ook net soveel. En dan het jy b 8 en 5. Okay, so julle sien die y-waardes is dieselfde. Okay? So m is daarom die verandering in y is 5 minus 5 en die verandering in x-waardes is 8 minus 2. Maar jy hoef nou nie die hele storie te gaan uitwerk nie. Ons weet 5 minus 5 is 0. So daarom is hierdie hele storie 0. Dit beteken die lyn is horisontaal. Ok. Dan is daar nog 'n geval wat ook spesiaal is. Sê nou maar, jy het a 4 en 2 en jy het b 4 en 9. Ok, so ons sien die x-waardes is dieselfde. Nou sit ons dit in ons formule. So ons sê 9 minus 2 en 4 minus 4. Maar nou kan ons niks verder doen nie, want dit is ongedefinieerd. Ok, so 4 minus 4 is mos nou 0 en jy kan deur niks deel nie. Jy kan nie deur 'n 0 deel nie. Daarom is dit ongedefinieerd. So ons weet die lyn is vertikaal. Ok. Maar dan is daar nou ook algemene foute wat mense maak. En die eerste fout wat ek wil uitlig is dat ons meng partykeer die punte. Sê nou maar jy het gehad A is 2 en 5 en B is 6 en 13 en jy sê 13 minus 5, ok, dit werk nog, maar dan sê jy 2 minus 6. Sien julle, ons het nou dit bietjie omgeruil. In hierdie geval hierbo is dit y2
minus y1 en onder het ons gedoen x1 minus x2. Jy kan dit nie so doen nie. Jy moet konsekwent bly. As jy met die tweede y begin, dan moet jy met die tweede x ook begin. Alright, dit is wanneer jy jou x-waardes omruil. Dit is 'n fout. Nog 'n fout is dat ons partykeer die negatiewe tekens vergeet. Ons sê partykeer sê nou maar 5 minus 3 en dit gee vir ons 8. Okay? Dit beteken nie 5 is minus 2 nie. Okay? Dan daar's nog 'n fout. Partykeer los ons die breuke onveranderd. Sê nou maar dit is 6 op 8. Dan moet jy dit vereenvoudig na 3 op 4. Ek neem aan julle weet om te vereenvoudig. So, ek kan vir julle 'n paar oefeningkies gee, net om die gradiënt te bepaal en julle kan dit op die chats insit en vir my sê hoe julle gedoen het daarin en of julle verstaan of nie. So ek gaan net so vinnig 'n paar sommetjies gee. Sê maar jy het A 1 en 3 en jy het B 5 en 11. Dis jou eerste sommetjie. 2 is A minus 2 en 7 en B 4 en minus 5. 3 gaan ek sê is A 3 en 9 en B 8 en 9. En dan jou laaste sommetjie A 6 en 2 en B 6 en 10. Gaan doen hierdie 4 sommetjies vir my. Laat weet my in die chat of jy dit reg gekry het en ja, kyk ons wat gebeur. Nou, kom ons vat 'n opsomming vir wat vandag gebeur het. Vandag het ons geleer hoe om die gradiënt se formule te skryf en dat ons dit konsekwent moet doen, dat y2 minus y1 is dan bo op x2 minus x1. Jy kan nie dit rondmeng nie. So as hy 'n positiewe gradiënt het, dan styg jou lyn. As hy 'n negatiewe gradiënt, dan daal jou lyn. As jy 'n gradiënt van 0 het, dit beteken jou y-waarde is 0, dan is dit 'n horisontale lyn. As dit 'n ongedefinieerde gradiënt is, dan lyk dit so. As dit 'n vertikale lyn. Die belangrikste onthoulyn of ekskuus, die belangrikste onthoureël is jou gradiënt is jou verandering in y oor jou verandering in x. En ek los julle daar met vandag se werk. Ek sien julle in les 6.